Goeiemôre, baie welkom hier so by ons laaste diens van 2025. So lekker om saam met julle hier te wees. Ek wil julle nooi om saam met ons te staan. En kom ons loof die Here. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting, I'll praise when outnumbered, and praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. All praise to the King who brought Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Come and sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead. We sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in
roep en ek sal luister. U het die laaste sê oor my. U hou my lewe in U hande. En U is waar my vrede lê. Oh, my hart wil nou sing aan U Hildebrand. U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. U is God, ja U is. Ek is gered deur U genade. Daar is geen ander naam voor U. Ek is die blydskap van my Vader. U hou my vreugde in U hand. Oh, my hart wil nou sing aan U Hildebrand. U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. U is God, ja U is, oh. Ja U is. My hart wil nou sing, U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. En U liefde sal my lei. Ja, U liefde sal my lei. O, U liefde sal my lei. U is God, ja U is. Hemelse Vader, dankie dat ons net in U bestaan, in U wese, in U almag in kan val. Here, ek kom vanoggend en ek kom verklaar dat U alle performance kom uithaal het. Dat U kreet aan die kruis wat gesê het, dit is volbring, gedeel het met al daardie goed. Ons wil vir U dankie sê daarvoor, Here. Ons wil vir U dankie sê, Hemelse Vader, dat niks wat uit onsself uitgebore is, die vrug kan dra van U plan nie. Maar dit wat deur U gebore word,
vir ewig sal bly staan. In ons en deur ons. Dankie dat U lief is vir ons, Here. Mag ons nou ook in hierdie volgende spasie en tyd U stem hoor in ons gees in. Here, ek stel myself ook as 'n bereidwillige offer. En ek vra, Here, dat dit wat van my afkom en nie deur die Gees geïnspireer is nie, Hemelse Heer, dat dit sal in ons ore ingaan en uitgaan, maar dit wat saad is, wat U saai, dat U Gees dit sal laat groei en opkom. Nie net om bome van lewe te bring nie, maar om vrug te bring wat saad sal dra vir die toekoms. Dankie dat ons dit kan bid en glo en verklaar in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen, jy kan gerus sit. Ek wil vra dat Wilfred en Hildegard asseblief vir my vorentoe kom. Kan ek 'n mikrofoon, ek dink daai ding werk. Gaan jy by die trappies kan opkom? Jy het jou Stronghold sokkies aan. Mense, ons staan hier langs 'n wonderwerk. En ons kan nie anders as wanneer ons bid vir iemand vir genesing. Ek weet in die ou dae het hulle altyd gesê, dan bid ons vir reën. Dan sê die predikante, ja, die kerk is vol as ons vir reën bid, maar as ons dankie sê, dan is almal op die land. Ons wil nie net dankie sê nie, maar ons te verwagting vir die toekoms ook, dat hierdie 'n magtige getuienis kan wees. Maar ek wil nou eers, Wilfred, vertel jy net vir ons van die agtergrond. En ek dink ons gaan 'n hele diens nodig hê as ons van alles moet vertel wat gebeur het van die begin af. Kyk of ek anders. Is dit beter? Ja, so ons gaan 'n hele diens nodig hê as ons moet vertel van alles wat gebeur het van die begin af. Ja, ek dink vir ons vanoggend wil ons maar net dankie sê vir almal se gebede en ja, die rigting waarin dinge beweeg het sover. En ja, ek dink ons sal terugkom om die hele storie te vertel. Maar wat gebeur het in die laaste week is Hildegard het ingegaan vir 'n breinoperasie op Maandag. En dit was 'n 5 ure operasie gewees en baie suksesvol. Ja, so die operasie was vir 'n tumor in haar brein gewees wat uitgehaal is, suksesvol. En ja, sy was 1 aand in ICU, 1 aand in high care en op Kersdag het sy uitgekom. Ja, wat is But wait, there's more, Hildegard. Yes, julle kon alles uitkry ook, prys die Here. So nou is dit in die pad vorentoe en ek is positief en ek weet die Here gaan my nou uit ander planne met my. So ja, groot planne is wat. Jy het eendag hier vorentoe gekom nou en Ja. het mense vir jou gebid, né? Ja. Ja. En toe ek is deel van 'n gebedsgroepie wat julle begin het. Yes. Eerlik het ek nog nooit so baie mense mee geconnect wat ek nie geken het nie, maar en ek weet daar is die hele tyd gebed gewees en daar's die hele tyd affirmations gewees in liefde. Maar iets wat my getref het die aand toe ek julle gaan besoek het, was die gawe van geloof wat ek kon sien in jou hart. Is jy bewus daarvan? Ja nee, ek het baie groot geloof en ek weet die Here doen wonderwerke en ek weet hy het klaar vir ons gesterf op die kruis vir ons sondes en ook vir ons siektes. So as jy net op dit staan dan hy het klaar dit gedoen. Amen. Om dit te proclaim en te glo. Amen. So So gee vir Hildegard kans dat sy gesond word. As jy 'n bietjie geloof nodig het, drink koffie saam met haar, hoor. asseblief ek gaan koffie drink. Kan ek jou vra net dat jy jou hand uitsteek oor hulle en dat ons net vir die Here dankie sê. Jy kan sommer vir my hierdie ouetjie gee, dan kan julle rustig wees. Hemelse Vader, ons kom haal al die fokus van ons af en ons plaas al die fokus op U. En ons sê net dankie, dankie, dankie Here. Dankie Heer dat U nie net hierdie gesin aangeraak het nie en dat U nie net vir Hildegard aangeraak het nie. Maar dankie Heer dat ons kan bid vir verdere herstel en dat ons kan bid vir 'n storie
van 'n getuienis wat vir ander hoop gee. Mag dit so wees in Jesus Christus naam. Ons eer U en ons sê net, wow, U verbaas ons elke dag met iets nuuts. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Dankie julle. Dankie, kan ons vir die Here 'n laaste dankie gee? Sterk. Baie dankie my vriend. Ja, U is vir my, U is met my, hè? Ja, kan nie nou met 'n grappie begin nie, dis nie. Ons het verlede week, nee, ons het op Kersdag het ons gepraat oor Lukas 1 vers 38. En Kersdienste is altyd redelik kort. So ek moet sê wat ek moet sê, maar vandag gaan ek sê wat ek wil sê. Okay. Die gedeelte in Lukas 1 vers 38 is daai gedeelte waar Gabriël aan Maria verskyn en hy sê vir haar, jy sal 'n kind baar en hulle sal hom Immanuel noem. En hy sal die redder van die wêreld wees. En ek gaan nou nie die boodskap oorpreek nie. Hy is op YouTube beskikbaar. Maar die groot ding daar is, sy moes sê, ja, ek stem saam. God kom na ons toe met goddelike realiteite. En daar's goed in ons omstandighede wat God kan skuif. En God kan ons hart ook skuif, maar hy kies om dit nie te doen nie. Want as ons nie uit vrye wil hom kies nie, dan is hy manipuleerder. En daar's geen manipulasie in God. So, ek dink dit het God se hart gebreek, nie na 'n plek toe van dat God magteloos gestaan het. Ons moet dit mooi verstaan. Maar daar was 'n stuk herposisionering wat God gelukkig die voorkennis van gehad het, maar toe die mens gesondig het God geweet die mens gaan anders na hom kyk. Ek wil hê met van die begin af verstaan, die teleurstelling lê nie in die sonde nie. Sonde is nie vir God 'n issue nie. Veral nie omdat die kruis met sonde gedeel het nie. Wat vir God 'n uitdaging is wat die mens gebeur wanneer sonde die mens se lewe betree. Dis absoluut vernietigend. Nie net in opsigte van ons denke nie, maar die manier hoe ons na God ook kyk. En dit is vir enige pa 'n uitdaging met hulle kinders. Weet, God het die mensdom gemaak dat ons in dieselfde verhouding vorm staan met ons ouers. Dat ons 'n verstaan kan hê soos in die verhouding met God. Dis hoekom God die Vader is die pa-figuur. Die oomblik as ons kyk na Christus, dan sê hy is ons broer, hy is ons ou boet. En die Heilige Gees is die vertrooster, die een wat ons bystaan. Dis amper soos 'n ma-figuur. Nou moet asseblief nie nou gaan vertel, ek sê die Heilige Gees is 'n vrou nie. OK. Dan lees jy goed daarin wat ek nie sê nie. Maar die rolle wat God ons plaas op hierdie aarde is juis so dinamies dat ons 'n verstaan kan hê van God se openbaring in ons lewe. So, hier kom die Here in Lukas 1 vers 38 en hy werk deur Gabriël en hy gee hierdie boodskap en nou kom Maria en sy antwoord en sy sê, ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. So, dis nie net dat sy dit aanvaar nie, maar dis dat sy haar totale wil, elke liewe ding ondergeskik stel aan hierdie visie van God. Nou, ja, as 'n mens dit lees, dan besef 'n ou sy was 'n maagd en in die Joodse tradisie was dit 'n wille ding as 'n verloofde meisie swanger raak. Jy stuur haar nie net na jou tannie toe in Mosselbaai vir 'n paar jaar nie, soos hulle in die ou dae gemaak het nie. En dan skielik kom sy surprise, hier's 'n 8-jarige kind, en niemand weet wat gebeur het nie.
Ja, nou weet julle ek's baie oud, maar in die ou dae het ons weird goed gesien. OK. Sy het geweet dat eintlik die skande wat oor haar verklaar gaan word, gaan die skande van die mens op hom neem. Ek weet nie of jy al mooi daaraan gedink het nie. Die absolute minderwaardigheid wat sy gaan beleef in haar roeping tot God, gaan juis die seun van die mens verhef met die opstanding. Ouens, ons leef in 'n westerse wêreld wat vir ons vertel, hoe meer dinamies ek is, hoe meer kan ek die Here eer. Hoe groter my roeping is, hoe meer mense ek mee praat, hoe groter my impak is, hoe beter kan ek voel. Dis so teenoor wat die Bybel ons leer. Dit is in die eenvoud, dit is in die plek van om in donkerte te gaan en na plekke toe gelei word waar jy nie eintlik verstaan nie, en jy sou nooit 'n keuse gehad het daarin, as jy vooraf geweet het wat gaan gebeur nie. En die Here leer vat ons nie op 'n reis, sodat hy met ons wegkruipertjie speel nie. Ek wil vir jou sê, die reis wat jy het in die Here, is, hy wys jou nie môre nie, want as jy nie leer vandag wat jy moet leer, om môre te kan in die oë kyk nie, gaan jy weghardloop. Mense het gesê, jare terug, Christendom is vir sissies. Ek wil vir jou sê, Christendom is nie vir sissies nie. Een van daai ouens moet 'n bietjie vir 'n maand 'n Christen probeer wees. Dis maklik om te kuier en mal te gaan. Daar's niks moeilik daarin nie. Maar om jou eie vlees te kruisig en om te sê, Here, U wil eerste, vat verskriklik baie van elkeen van ons. Is dit nie so nie? En dis 'n stryd. Nou goed, daardie oomblik vang 'n kern vas wat ek vandag met jou wil deel. Ek gaan hierdie stelling vir jou lees. God se wil vereis van ons 'n nuwe manier van dink, voordat dit 'n nuwe manier van lewe bring. Dink 'n bietjie daaraan. Ek wil begin deur te sê, Jesus het nie aan die kruis gesterf. Die hoofdoel is nie om ons te red nie. Die hoofdoel is om die verhouding te herstel. Die gevolg daarvan is redding. En om die verhouding te herstel beteken dat God ons weer op 'n posisie plaas dat ons anders dink. Dat ons dink met goddelike gedagtes, die manier hoe hy vir ons beplan het om te dink. So ek moet onmiddellik teruggaan na Genesis, want as ons kyk na die sondeval, dan kan ons 'n bietjie 'n prentjie kry van wat ons ontbreek as ons nie verstaan wie ons is in Christus nie. So wat verander het, moet ek en jy definitief in ag neem. Kom ons kyk na die val en dan kyk ons na die kruis. Genesis 3 vers 1b tot 7a gaan ek gaan dit vir jou lees, dis nie op die skerm nie. Ek wil hê jy moet 'n bietjie hier hoor, want die ding is, ons moet anders leer dink, maar die slang, die duiwel weet presies hoe ons gedagtes werk. Maar hy verstaan nie die gedagtes van God nie. As hy het verstaan het, sou hy nooit 'n rebellie gekom het nie, amen. So, hy wil ons die hele tyd vat na die laer vlak van denke toe, sodat ons funksioneer op 'n plek waar ons nie meer nie dink nie. Ek praat nou van as Christene. Kyk wat hy gedoen het in die tuin. In vers 1 in die B-gedeelte sê hy vir Eva, het God regtig gesê, julle mag niks van die vrugte van die tuin eet nie? So hy kom eers in bevraagteken hulle verstaan van iets. Die vrou sê toe, natuurlik mag ons van die vrugte eet. Sy is so naïef soos Rihanna. Rihanna, my vrou, is verskriklik naïef. Sy is net blommetjies, la 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 la.
Eva so, ja, natuurlik, kyk al die mooi bome, die vruggies, alles, sy sien nog hierdie lokval, nee. Shame. Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor. Dis net van die vrugte van die boom in die middel van die tuin wat ons nie mag eet nie en selfs aanraak nie. Hoor daai, dit klink soos 'n kind, né? My ma het gesê ek mag nie aan daai ding vat nie, né? So sy is oortuig. Anders sal ons sterf. Anders sal ons doodgaan. Sy is oortuig, maar hoor wat sê hy? Julle sal nie sterf nie, sê die slang. God weet dat julle oë sal oopgaan wanneer julle daarvan eet. Dis 'n nuwe konsep. Was ons oë dan toe? En nou sê hy, julle sal dan net soos God wees, en weet van goed en kwaad. Hoor, hier is 'n goeie opsie. Ek is hierdie ladie daar, meisie wat in die veld loop, onthou julle jare terug was daar so 'n meisie wat rooi kappie vertel het. Ja, julle jong ouens kyk dit, dis nog op VHS beskikbaar. So, en dan loop sy daar in die bos, en dan skielik, dan kom die wolf. Daar is eintlik Adam, Eva en die slang se storie. Adam kom net later met die byl. Okay, so, ja. So, die vyand kom en hy vertel die waarheid, weet jy wat, dis die ergste. Hy sê vir hulle, julle oë sal oopgaan vir die kennis van goed en kwaad. Julle sal kan verstaan dat daar 'n keuse is buite God se wil. Hou op so laddie daar wees, jy irriteer my, Eva. Jou blommetjie kind. Wees 'n bietjie realisties, man. Ken julle dit? Okay. Moenie jou man in die ribbes pomp nie, asseblief. So, dit het die vrou oortuig. Nuuskierige agie. Okay. So, nou hoor nou, wanneer sy na die boom kyk, lyk die vrugte mooi en aanloklik. Geskik om 'n mens verstandig en slim te maak. Is daarom nou anders as wat sy gelaat die daad voor die tyd? 'n Gedagte kom en hy skuif jou hele gedagtepatroon. Een inspraak wat op jou bestaan en jou doel gefokus is. Verander hoe jy na dieselfde tuin kyk, hoe jy na dieselfde boom kyk. Dis die wonderlikheid van die mens. Okay. Sy pluk 'n vrug van die boom, eet daarvan en gee vir haar man by haar. En hy het ook geëet. Toe gaan hulle oë werklik oop en besef hulle dat hulle sonder klere is. My groot vraagstuk in die Bybel is altyd, het haar oë eers oop gegaan of het hulle oë oop gegaan toe hy van dit geëet het? Want as haar oë oop gegaan het voordat sy vir hom gegee het, dan was dit baie lelik van haar om hierdie slegte vrug te deel. Ek gaan eendag dit vra as ek in die hemel kom. Okay, so die slang het die mensdom opgeset vir absolute, daar's 'n mooi Afrikaanse woord, disaster. Jy weet, verwoesting is een ding, maar disaster klink net soos in. Nou sit die mens, wat is reg, wat is verkeerd? Niks maak meer sin nie. Daar's nie 'n Paulus 3 vers 18 wat hulle kan gaan oplees nie. Nou sit hulle. En die twyfel bring onsekerheid en die onsekerheid bring skuld. En nou raak hulle skaam. En nou is hulle gewond in hulle hart, want skielik kom hulle agter, hulle ontbreek nou skielik aan iets. En weet jy wat is dit? Verhouding. Dis hoekom die skrif sê, jy ontbreek aan die geregtigheid van God voordat jy gered is. So nou sit hulle met hierdie skuld, skaamte en seer, en nou kruip hulle weg vir die God wat eintlik saam met hulle gewandel het in die tuin. Selfe tuin, ouens. Goed, so nou begin mense vra, en ons sit in dieselfde posisie as ons nie goddelike denke dink nie.
Ek en jy het die boom van kennis van goed en kwaad is nie weggevat uit ons lewe uit nie. Het jy het geweet, jy kan nog steeds lekker stupid wees. As jy het nie dink, jy vra die ou om langs jou. Ek het 'n meestersgraad in foute maak. Ek beloof jou dit. Die Here het 'n sin vir humor, want hy's lief vir my. Jy verstaan. Ek het al weird and wonderful gedoen. Een ding wat ek vroeg in die lewe geleer het, is om jammer te sê. Dit help. So, maar daar's goed wat verwarring ook veroorsaak. Ek onthou 'n goeie voorbeeld, my seun, hy was so klein kannetjie. Nou is ons by my paale en ons braai en is 'n Kersdag. Nou het my pa so 'n stoep en dan aan die onderkant van die stoep braai ons. Hy het vir hom 'n Weber gekoop. Dit was net toe hierdie Webers inkom. Nou braai ons vleis en nou kom Ko Junior, nou hardloop hy so op hierdie stoepie, dan staan ek onder, dan spring hy aan, vang ek hom. Joepie! Yes, en hy lag, sy tande, hare. Te cute. Nou begin hy dieper gaan, later is hy in die sitkamer, hardloop hy daar agter uit die sitkamer uit, dan hoor ek hom, hier kom ek, en dan vang ek hom, woepie! En op 'n stadium sê my pa vir my, Koot, kyk net na die vleis, ek gaan net die sout haal. En ek soos in Koot, moenie, papa gaan nou gou na die vleis kyk, my kind, wag. Hier kom ek, woepie, poef! 1001, 1002, 1003. Julle ken daai, né? Maar hoor jy sy neus, né? Lyk soos daai Boston Terrier van ons, hy's 'n bietjie korter. Dis verskriklik. Weet jy hoe voel 'n pa? Het ek dit nie duidelik genoeg gekommunikeer vir my kind nie? Wat is fout? Maar hier bloei iemand en jy weet hoe sy ouer, jy sal eerder op jou neus val as jou kind. Weet jy wat? Hy het nooit weer gehardloop en gesê, papa vang my nie. Nie eers as ek in 'n swembad staan nie. Hy glo vandag nog ek het hom gedrop. En daar's niks wat ek kan gaan oortuig nie. Nou, sommige van ons is so in ons Christelike wandel. Ons beleef 'n teleurstelling wat eintlik op grond is van dat ons nie God se inspraak wou hê oor iets nie. Want gister was dit mos so ons doen maar net dit, ons doen dit maar net, en dan skielik kry ons 'n bloedneus van buite af, en nou is dit hemel, die Here is nie konsekwent nie. Nou, Paulus verduidelik eintlik vir ons baie mooi, dat ons moet anders dink, en dat ons so moet bly, as wat Adam en Eva gedink het na die sondeval. Ons moet leer anders dink as wat ons ou natuur is. Hoor mooi, ons is nuut in Christus wanneer ons ons hart vir die Here gee. Ons word wedergebore, 'n nuwe skepsel. Ons word nie 'n opgepatchte mens nie, alles het nuut geword. Maar ons gedagtewêreld is nog in daai plek. Nou, hoe verander ons gedagtewêreld? Godsdienstigheid sê, lees baie Bybel, bid tot jy omval en dan bid jy 'n bietjie nog. Ja, die Here kan met 'n baie kromstok reguit hou slaan. Maar eintlik wat jy moet doen, is jy moet dors wees vir die Here. Jy moet nie nuuskierig wees vir hom nie. Ek en my kinders het gisterand oor hierdie konsep gesels. Nuuskierigheid kom uit jouself uit. Die Here sê, kom na my toe, almal wat moeg en belaai is, die vorige reeks. Jesus sê vir die vrou by die put, as jy na my toe kom, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hy sê, kom na my toe, hulle wat dors is, nie hulle wat inligting soek nie. Ons wil slegte gedagtes vervang met hergeprogrammeerde nuwe gedagtes van oortuiging. En tog sê die Here dat die hart van die mens is die plek waar die boosheid ontstaan. Die Gees is uitgestort oor die mens en ek en jy het nuut geword in die Gees.
Ek en jy moet leer om vanuit die Gees te leef. Is dit nie wat die skrif ons leer nie? Hoe leer ek om vanuit die Gees te leef? Ek vernuwe my gedagtes deurdat ek toelaat dat God dit was. Dis daai the constant renewal of the mind. Gaan lees die gedeelte net voor dit. Hy sê eintlik jy moet op die altaar klim. Maar goed, dis nie vandag se boodskap nie. So in 1 Korintiërs 2 vers 6 tot 16, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar gaan konsepte daar uithaal. Is 'n paar punte wat ek net vir jou wil hê, jy moet sien oor om nie te dink. Eerste beginsel is, God se wysheid is anders as die wêreld se. Ek ken 'n ou met 3 doktorsgrade, een in Ou Testament, die ander een in Hebreëus, en die ander een in sistematiese teologie. En hy glo nie in die maagdelike geboorte nie, hy glo nie in die hemelvaart, die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees nie. Hallo. Daai ou ken die Bybel baie beter as ek. Maar daar's 'n uitdaging by hom. Hy wil met die wysheid van die wêreld en die insig en die kennis van die wêreld wil hy God verklaar. Die geheim is, ons kry eers die openbaring en dan gaan ons na die skrif toe om vir ons te verduidelik wat reeds gebeur het. Jy kan nie God soek in die skrif nie. Hallo. Anders het elke ateïs wat die Bybel lees, drasties tot bekering gekom. Ek onthou voordat ek 'n kind van die Here was met gees en in waarheid en al hierdie mooi woorde. Dan lees ek Bybel aan, dit soos in ek gaan die Bybel in 'n jaar deurlees, nog uit 4 bladsye vandag. En jy kan my na die tyd vra, wat het ek gelees, dan sê ek soos in, ek weet nie, maar ek het dit daarom gedoen. Daar was niks openbaring nie. Daar was niks wat in my gees ingepraat het nie. Dit was alles kopkennis. Ek onthou op sonnaarskool. Yes, elke week moes ons 'n versie leer. Maar die dag toe ons aangeneem is, toe spat almal uit mekaar uit. Niks van daai versies het vlam gevat of saad gevat nie. Jy hoor wat ek sê? Jy sien, dis hoekom die skrif sê kennis maak opgeblaase. Dit bring jou eintlik in 'n plek waar jy hierdie kennis van goed en kwaad wil teëstaan deur 'n kennis wat jy het, so jy het 'n antwoord op iets. Die Here soek nie antwoorde nie, hy soek 'n lewenstransformerende onderdanigheid, submission, om jouself ondergeskik te stel aan sy wil. So wat gebeur is, die Here gee jou openbaring van iets, dit word in jou hart gewederbaar. Jy verstaan dit nog nie. Nou gaan jy na die skrif toe. Nou wil jy dit in die skrif. Jy wil die Bybel lees. Jy wil dit sien. Nou begin jy goed lees en nou sê dit, wow! Nou gaan jy nou aanhou toe en sê, kan jy dit sien? Hy sê, ja, ek ken daai vers. Hy het nie die openbaring gevang nie. Jy hoor, hy kan vir jou die Grieks, die Hebreëus, alles, hy kan vir jou die eksegese doen. Maar ek gesien, hy oogies is so dof soos 'n robot en beerdkrag. Dankie, ons het lanklaas dit gehad, ek kan amper nie woord onthou nie. En ek wil vir jou sê, Paulus sê selfs die heersers van hierdie wêreld, as hulle God se wysheid verstaan het, sou hulle nooit ooit Christus gekruisig het nie. My sien, daar's 'n geestelike krag wat agter goed sit. In Efesiërs 6 vers 12 skryf Paulus, hy sê, want ons stryd is nie teen die mense nie, maar teen die bose regeerders en die maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen. Teen die bose geeste in die hemelruim. Nou ons is, baie ouens staan op, yes, ou maat, hy het sy swaard aan en hy gaan fight. Hy is so moeg by ontbyt. Hy het soveel van die duiwel se ore afgekap en ek weet nie wat alles nie. As dit sy roeping is, great. Ek gaan dit nie kritiseer nie. Maar ek wil vir jou sê, die grootste stryd vir my en jou is nie om die duiwel te gaan kap voor die kroeg nie, maar om die waarheid te kry deur my gees, in my hart en in my verstand. Die vyand kan jou so besig hou om hom te veg op sy veld,
dat die veld van ons hart 'n gemors word. Jy hoor wat ek sê? Dis hoekom dit so belangrik is dat ons besef daar's 'n stryd. So eerstens, God se wysheid is anders as die wêreld se en daar is 'n stryd vir jou gedagtewêreld, daar's 'n stryd vir jou hart binne in jou. Want ek kan dieselfde ding sien, dieselfde tuin, maar ek kan anders voel oor hom. Ek kan dieselfde God in my lewe hê, maar ek kan anders voel oor hom. Leef ek 'n opstandingslewe, het die opstandingslewe gemaak dat my gedagtes vernuwe word, hoe ek na myself kyk, hoe ek na die lewe kyk, hoe ek na God kyk, hoe ek na verhouding met hom kyk, hoe ek kyk na sy verwagting in my lewe en my verwagting van myself, of dink ek nog op dieselfde manier voordat ek my hart vir die Here gegee het? Ek het net 'n paar versies wat ek quoteer en 'n paar noodkrete wat ek die aand uitroep voordat ek gaan slaap. Jy sien, Jesus kom en die ouens kom by hom en hulle sê, Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf. Hy sê, ek ken jou nie. Here, maar in U naam het ons hande op die siekes gelê. Hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Want jy kan modelleer wat ek gedoen het, jy kan presies doen wat my disippels gedoen het, maar jy kan ontbreek aan die heerlikheid, deurdat jy nie kan vernuwe geword het in jou gees nie. Hallo, jy staan nie in 'n verhouding met my nie. Jy staan nog in 'n verhouding teenoor jou ou self. Daar's 'n groot verskil. Goed. Die tweede beginsel, onthou ek het die eerste een gesê, God se wysheid is anders as die wêreld se, en dit kom in 1 Korintiërs 2 vers 6 voor. Ons spreek die wysheid wat nie van hierdie wêreld is nie. Die tweede beginsel wat ek wil sê is, God doen meer as wat ek en jy kan sien. Want hy doen iets binne ons. Paulus verklaar hierdie gedeelte uit Jesaja 64 vers 4 en dis in vers 9 van 1 Korintiërs 2. Hy sê, want geen oog het gesien en geen oor het gehoor wat gehoor het en geen mens se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir die wat hom liefhet. God sê, as jy met jou ou manier van dinge aanskou dink, dan is jou visie beperk, my kind. Die Heilige Gees wil ons visie uitbrei. Ons sit baie keer, en miskien sit jy vandag hier en jy het 'n tekort aan visie. En jy wil nou Openbaring gaan deurlees, en as jy die koppe van die draak verstaan, dan dink jy gaan iets weet. Maar eintlik gaan dit oor die mate wat ek God se liefde vir my snap ek die krag wat in en agter my staan om in oorwinning te leef. Wanneer ek vir jou vertel God is 'n kwaai God en hy wil jou vernietig, hoe kan jy getrou wees? Onthou julle die storie met die manne met die talente? Die ouens wat gegaan het en hulle het gewoeker en met vryheid met talente gewoeker het teruggekry en die Here het gesê, wel gedaan my getroue kind, oor min is jy aangestel en nou sal ek jou oor baie aanstel. Maar die een persoon wat die talent begrawe het, toe die Heer terugkom na hom toe, hy sê, ek was bang vir u. Ek was bang vir u. So ek het dit begrawe. Want ek het gehoor, u is 'n streng man, soos my seun wat nou gehardloop het en geval het. En die vat selfs wat nie aan u behoort nie. Hy het bietjie te veel Job gelees. So, nou kom hierdie Heer na hom toe en hy sê nie, my kind, ek so bly jy is bang vir my. In vrees en bewing. Wel gedaan my bang kind. Nee, hy sê vir hom, weet jy wat, jy ken nie my karakter nie en ek gaan jou stuur na die duisternis. Hy sê vir hom, ek gaan jou hel toe stuur. Gaan lees dit. Maar ons mag dit nie preek nie. Maar ek sal. Okay. So God wil vir my en jou sê, wanneer ons met hierdie ou gedagte dink, weet jy wat, jou verbeelding is te klein. God wil vir ons sê, jou verlede definieer nog steeds hoe jy na jou toekoms kyk. Ek wil hê, ek moet definieer hoe jy na jou toekoms kyk. Ek hoop hierdie help jou vanoggend. Die Here sê, vertrou my, want ek is reeds in môre. Ek wag vir jou. Derde beginsel is in vers 10. Die Gees openbaar God se manier van denke. God het hierdie dinge aan ons geopenbaar deur sy Gees.
Christendom gaan nie daaroor dat God ons vergewe het nie. Dis 'n byproduk. Christendom gaan oor transformasie van die hart. Dis al hoe jy kan bly waar jy is. En dis hoekom, dis vir my baie hartseer as ouens uitreik hou en hy sê vir 'n ou, weet jy hoe warm is die hel? Wil jy nie hel toe gaan nie, dan moet jy hemel kies. Wat ons eintlik doen, ons ent hulle in teen die goeie nuus. Jy weet, evangelie beteken goeie nuus. Nie 'n afdreigbrief nie. Okay. Ek onthou as student moes ons het hier by dit was rou daai jare, die Groen Universiteit, geswat. Dan vat hulle ons Hielbrau toe. Dan moet ons ouens na die Here toe lei, maar hulle vat jou op 'n Saterdag aand. Ek is net bang al my pelle herken my. Nou moet jy nou daar vir 'n ou gaan sê, yes! En kyk, daar's 'n paar vurige ouens daar hoor. Die een ou, hy kom uit Namibië uit, hy het so 'n lekker suidwester aksent. Dan sê hy vir die ou, broer, jy's in Sodom en Gomorra vasgevang. Vrou, kyk hom so. Die een ouetjie, hy's nou 'n pastoor in die Kaap. Hy sê vir die ou, wat niks met hom te doen wil hê nie, hy sê, kan ek maar vir jou bid, want jou siel is in verlorenheid. En die ou sê, man, doen wat jy wil. Hy sê, well, okay, hy sê, Here, maak sy ma baie siek, laat sy pa sy werk verloor. Hy sê, hoe kan jy dit bid? Hy sê, jy glo mos nie in God nie, ek kan bid wat ek wil. Ouens, as jy 'n ou by die Here moet uitkry op daai terme, dan dis nie die God van liefde wat ons praat nie, verstaan jy? Hy wil 'n merkie maak, hy wil teruggaan en sê, hier het 'n oue besluit gemaak vir Jesus. Het hy 'n besluit gemaak vir Jesus, of teen sy pa se werkloosheid en sy ma se siekte? Jy hoor? En nou wil ons mense na die Here toe lei, en dan skielik wil ons sê, God is goed. Ja, wel, die deal was, hy moet nie my ma doodmaak nie. Ja, okay, toe maar. Die Heilige Gees is uitgestort om God se liefde te openbaar. Hy is uitgestort om God se karakter te openbaar aan ons en ons lewens in te nooi in lyn met wie hy is. Dis hoekom dit belangrik is dat ek my gedagtes moet toelaat om vernuwe te word. Die vierde beginsel is die natuurlike verstand teenoor die geestelike verstaan. In vers 14 sê Paulus daar, die mens sonder die gees aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Dis so hartseer. Jy sien, party goed lyk dwaas. Nou het eendag vir my gesê, hoe kan mense 'n 10% van hulle inkomste vir die kerk gee? Weet jy hoeveel hospitale kan ons bou? Sê ek doen dit. Ons sê nie vir jou wat om te doen met jou geld nie. Ek het nie gesê met 10% gee nie. Ek het al hier gesê, as jy geld gee vir die kerk, omdat jy moet gee daar by 'n ander kerk wat jy nie wil bless nie, dan is nie vir ons 'n blessing as jy gee uitdwang nie. Amen. Jy gee soos jou hart, die Here in jou hart werk. Oor die Here raak nou ernstig. Hoekom as ek oor geld praat, dan is dit soos die hemelse dromme. Ouens, weet jy wat, die Here gaan jou nie minder lief hê as jy minder gee nie. Hierdie is 'n bad preek vir prosperity, hè? Skielik gaan die kerk se finansies, nee. Die Here gaan jou nie minder lief hê nie. Maar jy gaan jouself minder sien as een wat God vertrou. God verander nie. Ons verander. Amen. Gaan toets dit maar. Okay. Gee vir 'n maand nie, volgende maand gee jy 3 keer soveel. Dan die 5de en die laaste punt is in vers 16. Paulus skryf daar, hy sê, maar ons het die denke van Christus. So, ek wil hê ons moet net so teruggaan. Hy sê vir ons spreek 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is nie. Wat geen oog gesien en geen oor gehoor het en geen mens se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir die wat hom liefhet. God het hierdie dinge in ons geopenbaar deur sy Gees. Die mens sonder die Gees aanvaar nie die dinge van
die Gees van God nie, maar ons het die denke van Christus. Ons vertrou Christus en ons kan Christus vertrou in alle omstandighede. So terwyl die musiekspan vorentoe kom en ons nou geestelik raak, wil ek jou nooi om jou hart net 'n bietjie oop te maak vir inspraak van die Heilige Gees. Ons kan lekker saam lag oor konsepte van die woord. Ek lag altyd die beste oor hoe ek baie keer goed kan misinterpreteer, maar dit is so eina lag. Maar die realiteit is, die Here het soveel meer vir my en jou vir 2026. En as jy dit sien in goeders, mis jy alles. Dis om, weet jy wat die grootste geskenk wat ek en jy kan hê? Om vryheid te snap. Om te kan heers oor my denke, oor my vrese, oor my drange, en om die krag en autoriteit uit te leef, om te sê, ek weet dis swaar, maar dit wat hier uit gaan kom is soveel groter. Dit sien jy's dalk soos 'n Maria wat hier sit en jy besef, jou pad vorentoe is nie so pragtig as jy God se wil toelaat in jou lewe nie. Dit gaan swaar wees. Maar alles wat Paulus hier vir ons sê is eintlik dit wat jy mee deel is eintlik dit wat tussen jou en God se wil staan vir jou lewe. Hy het soveel meer vir my en jou. En ons hou vas aan hierdie simpel goedjies, daai ou storie van hoe kry jy 'n tennisbal uit 'n pitbull se bek uit? Jy kan daar staan en jy kan hom swaai. En hy sal byt, hoor. Maar as jy regtig slim is, dan vat jy 'n lekker T-bone steak en jy sê, woefie, en hy los daai tennisbal net daar, of hy sluk hom in, maar, en hy kom vir die steak. Jy sien, terwyl ons hierdie tennisbal mentaliteit in ons lewe het, dan sit hy sê voedsaam nie niks, maar jy het hierdie idee, want jy kan hom kou, en die feit dat jy hom kan kou, beteken dis 'n realiteit in jou lewe, maar God spesialiseer in die waarheid. 'n Stuk steak, het lekker proteïen, hy het vette en hy maak jou sterk, hy gee jou energie, en dis wat God se wil doen. Mag ons in hierdie jaar leer om nie tennisbal behep te wees nie, maar dat ons glo dat daar soveel meer is as ons God se wil in ons lewe soek in alles. Ken die Here in al jou weë. Die verwagting is dat jy ja sê vir die Here voordat jy die uitkoms sien. Dit bou geloof. Die verwagting is dat ons vertrou in God se onsigbare voorbereiding. Want as jy hom liefhet en jy soek sy wil, sal hy alles ten goeie meewerk. Sy wil is dat jy geesgedrewe leef, nie vreesgedrewe nie. So wat is anders? Nie kom het. Ek en jy het openbaring nodig van die Here persoonlik in ons gees in. As ek sukkel om te bid, dan gaan ek deur meer te bid nie daarvan hou om te bid nie. As ek sukkel om Bybel te lees, gaan ek deur meer Bybel lees nie leer om lief te wees om Bybel te lees nie. Jy gaan 'n goeie gewoonte aanleer. Daar's niks fout daarmee nie. Maar dit gaan jou nie voed nie. Ouens, ek is al deur seisoene in my lewe. En leer nou van 'n ou hond wat verstaan. Daar's tye wat ek nie wil bid nie. Wanneer ek nie wil bid nie, dan is dit omdat ek gefokus is op my ou probleempies. En ek wil dit self oplos, of ek wil hê iemand anders moet dit oplos. So die eerste ding wat ek doen is, Here, maak my so dors
dat ek die water soek, nie die woorde nie. Want in die waters is daar openbaring, dit voed my siel, dit vul my geestelike mens. En dan wil ek hê, u woord met my voed, u is die brood van die lewe. Jesus, leer my om te bid. Dis nie 'n stryd om God se wil in jou lewe te kry nie, dis 'n toegee, om te val in sy hand in. Die Here wil hê ek en jy moet baie eerlik wees met hom. Jy mag vir hom sê, Here, ek voel geestelik dood. Maar wat jy volgende vir hom sê is baie belangrik. En dit is, Here, ek wil nie geestelik dood wees nie. So ek gaan elke dag vra, as daar iets is wat my 'n blokkade in my kop veroorsaak, wys dit asseblief vir my. Ek gaan met u praat, en ek gaan met u praat, en ek gaan vir u vra, en ek gaan vir u vra, en ek gaan vir u vra. Vernuwe my hart, vernuwe my gedenke, vernuwe my gees. Laat u waters deur my spoel, deur my was. Laat u Heilige Gees so tasbaar raak in my lewe, dat ek 'n honger het vir die Bybel, dat ek 'n honger het vir gebed. Dis die manier hoe dit gebeur. Nou begin jou godsdiens, begin 'n diens raak vanuit openbaring. Amen. Abraham het nie besluit, ek gaan 'n volk van menigte word, en nou sê ek deur geloof trust ek die Here nie. Nee, die Here het vir Abraham gesê, hey, kom hierso, ek gaan jou seën. En op grond van die openbaring, op grond van die belofte, kon hy geloof hê. Jy kan nie geloof hê wat net so in die lug val nie. As jou gedagtewêreld negatief geprogrammeer is, het jy die Gees nodig om dit te rewire. Amen. Amen. Dit was seer. So ek wil jou nooi vanoggend. Mag ek en jy bewus wees van God se liefde eerstens. Hy wag nie vir ons om iets te snap nie, hy wag vir my en jou om hom te vertrou. Met my hart, met my siel en my verstand. Kan ek saam met jou bid? Hemelse Vader, dankie dat ons net kan verklaar, ons kan niks doen sonder U nie, en dit wat ons doen sonder U is dooie godsdiens. Ons wil nie vandag ons oor rig na openbarings wat U vir ander gegee het nie, ons wil ons harte rig na U. Kom vul ons, Hemelse Heer, met die honger vir verhouding met U. Here, my gebed is dat elke muur afgebreek sal word in elkeen van ons lewens vandag. Dat elke skans wat opgerig is teenoor die kragtige woord van God, dat dit sal val in die naam van Jesus Christus. Dat U liefde en U waarheid en U krag so oorvloedig in ons lewens sal vesting vind, Here, dat ons dankbaarheid so sigbaar sal wees, dat mense eers ons dankbaarheid sal sien voordat hulle ons lewens sal sien. Dat dit eg sal wees, omdat ons, soos daai liedjie sing, dit borrel in my, want ek is so bly, want Jesus het my lief. Mag dit ons verklaring wees in 2026. Mag ons unieke tye met U spandeer, deurbrake kry, op grond van openbarings van U waarheid, in Jesus Christus naam. Ons wil net verklaar, U is die weg, die waarheid en die lewe. Laat dit so wees in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied as 'n geloofsverklaring, om dit vas te maak in ons hart met 'n verwagting. U het geroep en ek sal luister. U het die laaste sê oor my. U hou my lewe in U hand.
is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. Die is God, ja, Hy is. Ek is gered deur die genade. Daar is geen ander naam bo. Ek is die blydskap van my Vader. Die hou my vreugde in U hand. Oh, my hart wil nou sing van U hulpbron. U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. Die is God, ja, Hy is. Hy is my God, Hy is my God. O, U liefde sal bestaan. Vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my, en U liefde sal my lei. Ja, U liefde sal my lei. O, U liefde sal my lei. Ons sing nog een keer. U is in my. U is in my, U is vir my, en U liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. U is God, ja, Hy is. Here, U is 'n goeie God. En U is ons God. En Here, U belofte aan ons is dat niks ons ooit van U liefde sal skei nie. Here, wanneer ons geloof in U sit, weet ons dat daar niks is wat ons kan weghou van U af. So Here, ek kom vandag en ons draai ons harte na U toe, ons draai ons gedagtes na U toe en ons sê, Here, werk deur ons. Nie wat ons dink nie, nie wat ons wil hê nie, maar Here, als wat U wil hê vir ons lewens. Here, ek wil kom bid dat soos ons nou gesê het, Here, dat U lewende water sal kom en deur ons binneste sal spoel, dat ons sal 'n honger hê sal vir U teenwoordigheid, vir wie U is, en dat U ons sal kom verander, dat U die lewe sal wees wat in ons sal leef, en dat ons dit sal uitvat oral waar ons gaan. Dat ons niks uit ons eie krag uit sal doen nie, maar als uit die Gees uit, als uit U lewende water wat U binne ons sit. Here, ons is so lief vir U en ons wil ons hele lewens, soos Maria wil ons sê, ons is U dienaar. Ons lewe is vir U, want ons lewe is van U af. Dankie Here dat U 'n goeie God is. Dankie dat ons U naam kan groot maak, want U is 'n goeie God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan julle sitplekke neem.
As hy hallo. My naam is François, vir die van julle wat my ken, net 'n herinnering vir die van julle wat my nie ken nie. Baie welkom hier, my naam is François. Dis lekker om julle te sien, dis lekker om hier by julle te wees. Ons Desember dienstye, dit is nou al amper nie meer Desember nie, so die volgende een is die Januarie dienstye. Ons is volgende Sondag weer hierso die 4de Januarie. En dan as julle nuut is hier, baie welkom. Dis lekker om julle te sien. Julle kan as julle met ons wil connect en met ons wil gesels na die tyd net hier buite kom vind nou, kom sê hallo. Dis altyd lekker om net te kom gesels. Dis lekker om julle hier te hê saam met ons in die kerk. En dan in Lukas 7 is daar 'n storie van die vrou en daar's 'n vrou daar's 'n ete en ons 'n klomp fariseërs en 'n klomp mense en die vrou kom en sy gaan sit by Jesus se voete en sy begin te huil. En sy vat haar hare en sy vee haar trane af en nadat sy dit gedoen het, stort sy parfuum oor Jesus se voete neer. En daar's iets so mooi van hierdie storie vir my wat kommunikeer dat die vrou kom en sy sê ek gee nie om wie rondom my is nie en ek gee nie om wat my omstandighede is nie. Ek wil my alles vir die Here gee. Ek wil alles van my liefde, alles van my geloof vir die Here gee. En ons kan dieselfde ding toepas in elke aspek van ons lewens en so ook in ons finansies. Ons kan sê, Here, uit my liefde vir U uit my geloof in U, wil ek oorgee aan U. Maak nie saak van my omstandighede nie, maak nie saak van wat ek dink nie. En dis hoekom ons gee, is uit ons liefde vir die Here uit en wat hy op ons hart sit. So as die Here dit op jou hart sit, is julle welkom om te gee. Julle kan die koeverte op julle sitplekke gebruik, julle kan dit scan, julle kan dit aanlyn doen ook. En dan as julle gebed nodig het, as julle gebed wil hê, as daar iets op jou hart is, ons het aan die begin van die preek het ons gehoor die krag van gebed. Ons glo regtig in die krag van gebed. So kom ons vertrou vir nog sulke stories. So asseblief kom vorentoe. Kom ons bid saam, groot of klein. Ons vertrou in die krag van gebed. Ons vertrou in wat die Here kan doen. Andersins, daar's lekker koffie hier buite. Kom ons kuier lekker saam. Julle moet 'n lekker Sondag hê.